baie welkom by hierdie reis, waar ons geformeer word deur Jesus, deur sy woorde, die lewe saam met hom en met mekaar, en spesifiek rondom die tema van die opstanding. Wat beteken dit vir ons as gelowiges en waarheen nooi die Here ons? Ons teksgedeelte is uit Markus 16 en jy is welkom om saam met my te lees, soos wat dit op die skerm verskyn. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria, die ma van Jakobus, en Salome reukolie geneem en die liggaam van Jesus daarmee te gaan balsem. Die Sondagmôre, baie vroeg, kom hulle by die graf aan, net toe die son opkom. Hulle vra toe vir mekaar, wie sal vir ons die klip voor die ingang van die graf wegrol? Die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterkant sit met lang wit klere aan en hulle het baie groot geskrik. Moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy's nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle vir hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en in besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. Eendag is daar 'n skooljuffrou wat haar kinders in die klas vra tydens die lentetyd om iets die volgende dag klas toe te bring wat nuwe lewe uitbeeld. Sy wil die kinders iets leer oor die seisoene en die siklusse van die lewe. En so die volgende dag bring een ouetjie hulle gesin se dragtige teefie, hondjie saam. 'n ander dogtertjie bring 'n pragtige vars roos. En die juffrou is verskriklik geïnspireer. Duidelik verstaan die kinders waaroor dit gaan. Maar klein Jannie se beurt breek aan. En hy haal 'n leë vierhoutjie boksie uit sy tas uit. Die juffrou is verbaas en eintlik bietjie teleurgesteld. En sy sê, hoe wys 'n leë vierhoutjie boksie ons op 'n nuwe lewe, Jannie? Hy sê, juffrou. Glimlaggend sê hy, juffrou. Jesus se graf was leeg en dis 'n teken van nuwe lewe. Jannie is heeltemal reg. En dalk moet ons die skooljuffrou herinner aan Martin Luther se woorde. Die redding en ewige lewe wat Jesus Christus deur sy kruisdood en sy opstanding uit die dood bewerkstellig het, hou nie net heling in vir individue nie. Dit is ook die uiteindelike vernietiging van die doodsheid in die hart van die hele menslike geskiedenis. God het die belofte van die opstanding nie net in boeke laat neerskryf nie, maar ook in elke lente blaartjie. Die leë vierhoutjie dosie, die dragtige teefie en die skone roos is alles tekens van die nuwe lewe wat God bring, en dit deur 'n leë graf. En om die waarheid te sê, die oë van geloof weet dat die hele skepping sug na die nuwe lewe van die leë graf. Romeine 8, die versigtiging is dat die hele skepping sal oordek. Daarom verkondig en roep elke nuwe hondjie, elke blom, elke nuwe blaartjie en elke leë vierhoutjie dosie die hoop van die leë graf. En die engel sê daar in die leë graf van die vroue, julle sal Jesus sien. Die sien van die lewende Jesus het die disippels weer nuwe lewe en koers gegee. Hier lees ons nog dat die vroue na die ontmoeting met die jong man daar in die leë graf bewend van skrik weghardloop. Maar ons weet egter dat die ontmoeting met en die sien van Jesus hulle heeltemal verander het. Hulle het van beangste en bewende papbroeke verander in oortuigende gelowiges. En dit is so.
Die sien van die opgestane Here, die ontmoeting met die lewende gekruisigde Christus, is wat ons lewe ongelooflik omvergooi en verander. Dit het met die disippels gebeur. Dit het met Paulus gebeur. Dit het met al die ander geloofshelde in die Nuwe Testament en oor die eeue heen gebeur. Om die opgestane Here te sien, gooi ons eenvoudig omver. Dit draai ons om. Dit gee ons nuwe fokus en dit gee ons nuwe perspektiewe. Waar sien jy Jesus op die oomblik in jou lewe? Waar sien jy nuwe lewe as gevolg van 'n leë graf? Dalk wil jy ook reflekteer en dink, waar sien ek nie Jesus op die oomblik in my lewe nie? Waar sien ek nie die skone roos, 'n dragtige teefie of simbole van nuwe lewe raak nie? En dalk wil jy in kontak kom met daai begeerte van jou hart wat soek om te sien, wat so graag die opgestane Christus wil ontmoet, herken en met die pad mee stap. En met hom te praat, dit te sê, en dan toe te laat, dat die een wat opgestaan het, jou ontmoet waar jy is, jou ophelp, en sê, kom ons stap hierdie nuwe seisoen saam in. Kom ons bid saam. Here, dankie dat die dood nie die laaste sê het nie. Dankie dat die leeg graf nie leeg bly met niks hoop nie. Dankie dat ons U kan sien. U het opgestaan. Dat ons met U kan leef. U het opgestaan. U is ons Heer en ons Redder. U het opgestaan. Amen.